Die Here Jesus praat in Matteus 5 vers 43 tot 45 en hy sê die volgende: Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Nou hier is ten minste 2 individue ter sprake. Die een is die oortreder of die vyand wat verkeerd doen, en die ander is die benadeelde of die onskuldige individu. Nou, wanneer die Here Jesus hier praat van liefde vir die vyand, dan kan ons aanvaar dat dit eintlik beteken dat die oortreder vergewe moet word, dat die benadeelde vergifnis sal gee aan die oortreder. En dit is die korrekte siening, dit is Jesus se opdrag. Die benadeelde moet die oortreder lief hê. Hy moet hom vergewe. En onvoorwaardelik, al was die oortreder moedswillig, en het die benadeelde eintlik groot skade gelei. Dit is die regte, of dan die Christelike ding om te doen, en dit sal bewonderenswaardig wees as ons dit elke dag kan doen. Die ander kant van die saak is, dit veroorsaak dat die oortreder dan ongeskonde wegkom. Normaalweg sal hy tog vir die skade moet vergoed. En tog plaas dit hom in die posisie, en dis die gevaardeel van hierdie teks, dat die oortreder dan die situasie kan misbruik. Hy kan die situasie uitbuit en gaan om die goeie mense, die wat hom sal lief hê, die wat hom sal vergewe, eerder te benadeel. En so vertolking van die teks is mos onaanvaarbaar, alhoewel moontlik. Dit maak die oortreder en die teks gevaarlik. Die slotsom is, dit wat eintlik vir ons hier gesê word is, ons moet dit doen wat bewys ons is kinders van ons Vader in die hemel. Soms moeilik, maar ons moet dit doen. Loop mooi.